Goeiemôre al die geliefdes van Endicott en omgewing. Vanoggend nooi ons u weer hartlik uit hier by Lewe in Jesus gemeente, hier op die plotte. Hier die adres soek, stuur vir ons 'n boodskap. As jy 'n pin location soek, stuur vir ons 'n boodskap en dan stuur ons dit vir jou aan elke Sondagoggend 10:00. Ek het my gewone kliënte vanoggend hier. Ons spesiale kliënte van Oorigstad is nou nie hier vanoggend nie. So ons kon nou 'n lekker saam gesing het en al die dinge gedoen het soos wat ons dit so gelike het om te doen nie. Maar nog steeds kom ons om vanoggend vir ons Abba Vader te vra, Here, wat is dit wat U wil hê ons moet weet? En wat is dit wat ons moet hoor? Maar voordat ek begin, kom ek bid vir ons almal. Abba Vader, dit is uit genade wat ons na U toe kan kom, Here. Nie omdat ons iets verdien nie, Here, nie omdat ons enigiets is nie, Here. Maar slegs uit genade, Here, het U ons die voorreg gegee, het U die voorhangsel geskeur, sodat ons kan instap. Here, ons wil dit nie vertrap nie, Here, ons wil nie hierdie geleentheid misbruik nie, want ons weet dat U 'n heilige God is. En dat ons met respek na U toe moet kom, en daardie respek kom ons vanoggend om te bid. Here, seën ons boodskap, seën die wat daarna luister, Here, seën die wat hier sit, Here, seën ook my, Here, sodat ek kan verander, om te wees soos wat U wil hê ek moet wees. Ons eer en ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Nou ja, baie interessante boodskap wat ek nou vanoggend wil 'n vraag vra, is altyd maar 'n vraag wat ek vra, en ek gaan nie antwoord gee, miskien vanuit die woord van die Here uit. En die vraag wat ek vra, Marlo, is, in watter spieël kyk jy en watter spieël is jy? In watter spieël kyk jy? En watter een is jy? Nou ek weet nie, Tina, of jy al by daai plek was nie, Sebastian, by daai, hoe kan ek sê, pretparke, of daar by die sirkus, dan het hulle so 'n tent opgeslaan, en dan het hulle hierdie trick spieëls, magical mirrors, binne daai tent. As jy nou instap, dan jy gaan verby die een spieël, dan is jy so lank, maar, of jy loop verby die ander, en jy is kort en vet, die ander verby stap, jy is so groot dik kop. Nou ja, as jy nog nie het nie, Sebastian, dan mis jy niks nie. Want ek wil jou sê, jy is in 'n daaglikse teenwoordigheid van sulke spieëls hier in die wêreld. En hoekom sê ek so? Want ek wil vir jou vandag sê dat as daar nou een ding is wat vir ons baie belangrik is dit hoe ons lyk. En ons het 'n konstante stryd met hierdie ding van hoe lyk ek? Hoe sien mense my? Of hoe wil ek graag hê mense moet my sien? En daarom het ek baie keer, ja, in ons huis, veral in die vrouens se badkamers, die spieëls is relatief baie groter, baie langer, baie wyer. Mans doen dit ook, maar is meer gesentreer oor hulle ou gesiggie, nee, die van, oor hoe lyk jy haar, is hulle reg gekroes, is daar regte wave, is die... So ons is baie behep met hierdie ding, as ek so kan sê, Tina, van ons voorkoms. En as ek nou vandag vir jou sê, jy moenie daaroor worry nie, want daar is hierdie spieëls in ons omgewing, dan sal ek jou sê, dat Satan weet dat ons 'n issue het met ons voorkoms. En hy sal ons al te graag wil herinner hoe jy lyk. Nou ja, hy het agente wat vir jou help om dit te doen. Het jy geweet, Satan het agente? Ek kan dit vir jou wys vanuit die woord van die Here uit, en as jy saam met my gaan lees in Johannes 8 en vers 44 kom hy en hy sê, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van sy hart, dit wil julle doen. Nou, is dit so dat ons as mense is baie krities rondom die mense rondom ons. Ons sê goedjies wat altyd 'n bietjie maar seer maak, of ons sê dit is die waarheid, maar dis eintlik goedjies wat gemik is vanuit die hart van Satan af, om ander mense hulle tekortkominge te wys, of te wys hoe sleg hulle is, of wat ook al, en ons gaan in hierdie wêreld in, en wat gebeur, Sebastian, of ons is te maar, en almal kritiseer jou omdat jy te maar is, of jy's te vet,
Of jou hare is te veel en dit lê verkeerd, en ek weet, my ou sussie in Pretoria, Levina, sy sal nou weet in die oggende, as ons nou moet skool toe gaan, dan kom ons amper laat by die skool aan, maar, want Frans was in die badkamer besig om seker te maak dat hierdie hairdo op 'n regte manier lê, en ek het moeilike hare gehad, jong. Ja, ek het hare gehad, Natasha, op 'n lang terug, het ek hare gehad op hierdie klip van my. Maar hulle was ek harde, snaakse hare gewees, wat jy moet vir hulle kam, my ma, om hulle te kry, om ernstig te lê, my ma, omdat sy baie lief was vir my, en dat sy ook baie wil gehad het, ons moes by tyd hou, het vir my moes, en allerhande goedes gekoop, wat ek in die hare ingevryf het, om seker te maak, die hare lê nou reg. Het is nou jammer dat ek nie 'n fotootjie het vanoggend van, toe ek nou in die hoërskool was nie, my hare, en hoe ek lyk, was vir my baie belangrik gewees. Want jy weet wat, mense gee kritiek. As dit nie is oor die gap tussen my tande nie, of iets in daai lyn nie, dan is daar iets waaroor jy gaan sensitief voel. En ja, Satan se agente, die mense rondom ons, waarmee ons saamleef, hulle is altyd geneig om vir jou te herinner. Jy's dom, jy's nie goed genoeg nie, dit en dit. Al hierdie goeders word ons daagliks op 'n daaglikse basis toegesnou. En die ergste van dit alles, Tina, ons glo vir hulle. Ons glo wat ander mense van ons sê. Ons glo hierdie spieël of refleksie. Jy weet, daar's 'n ander gedeelte in die Bybel, daar's eintlik baie skrifgedeeltes wat ek vanoggend kon noem, en ek wil graag net hou by 2, want ek wil nie hierdie boodskap uittrek nie, dit is nie 'n lang boodskap nie. So kort boodskap om te vra, in watter spieël kyk jy? En dan nou gaan ons kyk, die van, watter een is jy? En ek sal verduidelik hoekom ek dit so 'n stelling maak. Jy weet, omdat ons, Paulus skryf op 'n stadium, ons is 'n vergeetagtige mens. Ons kyk in 'n spieël en dan gaan ons weg en dan weet ons nie hoe ons lyk nie. Ons kom kerk toe, ons kyk in die spieël van die Here, hoe ons lyk en wat hy van ons sê, maar as ons wegstap, dan weet ons nie weer wie ons is nie. En dan glo ons weer vir Marlo wat iets gesê het, nee, hy het ou knopneus. Nee, hy het 'n paar bakore. Nee, hy het 'n knoppens. Ons het altyd hierdie kommentaar, en weet jy wat, vir wie werk jy dan as jy dit doen? As jy nie die goed in jou medemens kan sien nie, vir wie werk jy dan? Dan werk jy vir Satan. Ek kan dit weer vir jou lees. Die Here Jesus self aan die woord, hy sê, julle het die duiwel as 'n vader, want die begeertes van sy hart, die doen julle. Kommentaar oor ander mense, afbrekende woorde, en dan kleur ons dit, ons verf dit onder die vaandel van, dis die waarheid. Jy weet, Tina, vir jare lank, vir laaste 36 jaar, wat ek 'n polisiebeampte is, Mishke, het ek geleer om nie een kant van 'n storie te luister nie. Hoekom? Waarvan praat ek? Nou kom ek hier by Tina se huis aan, en daar's 'n verskriklike domestic violence aan die gang, en sy sê, nee, so het gebeur. Dan weet ek, jy moet nou pas op vir hierdie storie, want dis net 'n gedeelte van die storie. En dan moet ek daardie mense altyd, as ek hulle bymekaar bring, Mishka, as ek vir jou Marlo bymekaar bring, dan sal ek sê, julle moet nou weet, daar's jou kant van die storie, en daar's jou kant van die storie, en dan's daar die waarheid. En die waarheid is nie onderworpe aan een van ons opinies nie. Ons kan onder die vaandel van waarheid sê, ons bespreek 'n persoon. En dit wat hy gedoen het, ja, dit is wat hy gedoen het. As dit nou moord is, en as dit nou wat ook al is, as hy gesteel het, wat ook al hy gedoen het, dit is so, ons kan daaroor praat. Maar dit wys jy ook in 'n mate wat se spieël ons is. En die Here het in die laaste tyd met my hart gewerk hieroor, Marlo, om te vra, watter spieël is ek? Want jy sien, jy is ook 'n spieël. Dan vra ek die vraag, watter een van daardie spieële is jy? Wie se spieël is jy? Wat sê die Here hiervan? Die Here het vir ons 'n opinie, en hy gee dit vir ons, Petrus, in die agterkant van die Bybel, 1 Petrus 5 vers 8, gee hy die volgende, hy sê die volgende, in daai, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Julle duiwel, met sy agente, loop rond. Kan jy ophou om die volgende kinderstorie uit te dink nie? Kan jy ophou om te kyk, waar kan ons vir Sebastian sleg sê nie? Kan jy kyk, hoe kan ons Natasha afbreek, omdat sy nie hare kan reg doen nie? Wat lag jy?
Sy kan nie hare reg doen, ek het al hoeveel keer gevra sy my hare pim, en elke keer is dit 'n storie. My God wil nie hê dat ons 'n stoel moet wees soos die van Satan nie. Die eerste plek kom ons, wat sê die Here van my? Wat wil God hê ek moet van myself weet? Die eerste ene, dat jy geskep is in sy beeld. Ken jy die skrifgedeelte? Ek kan die skrifgedeelte vir jou gee. Jy is geskape in die beeld van God. So as daar iets verkeerd met jou is dit omdat jy gemaak is in God se beeld. Daar's niks verkeerd met jou nie. Hier is hierdie ou, ek gaan nie sy naam uitspreek nie. Hy is van Australië af. Het nie arms, het nie voete nie. En kan jy sien hoe werk hy vir die Here? Wat is my en jou tekortkoming? Wat is ons idee? Het ons te veel in daardie spieël gaan kyk van Satan wat vir my sê, ek is nie goed genoeg nie, ek moet nie preek nie, ek moet nie dit nie, ek moet nie dat nie. Alles snert. En ons glo dit. Marlo, ons kies om dit te glo. En as jy dit glo, word dit deel van jou lewe. Want wat jy glo, word jou woorde, en wat jou woorde is jou aksies. Is daar nie 'n gedeelte in die Bybel wat hy sê, dit wat ons met ons lippe sê, met ons tong sê, is dit wat gaan gebeur nie? Die tweede punt wat ek wil uitlig, maar ek gaan eers water drink, want ek nou dors. Die tweede punt wat ek wil uitlig, jy is my kind. God sê, jy is my kind. Ok, nou hoe word ek 'n kind van God? Dit is eintlik 'n boodskap, Natasha, op sy eie, né? Om te sê, weet jy wat, bekeer jou van die wêreld, kom terug na die Here toe, kies hom as jou verlosser, as jou Messias. Kies hom, dit wat laas naweek op die mat gebeur het. Kies hom. En laat jou gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van jou sondes, sodat jy die Heilige Gees kan deelagtig raak. Alright, nou gaan ons kom by daai plek waar ek onwillekeurig sal vra, is jy al gedoop? Nie? Kom ons maak 'n afspraak terwyl dit somer is. Sebastian, moet ek 100% reg wees voordat ek gedoop is? Nee. Jy moet die begeerte in jou hart hê om tot bekering te kom. Weet dat jy die Here nodig het op elke dag, van dag tot dag. Jy laat doop, want die werk van die Here sal in jou begin. Die oomblik wanneer jy gedoop is, dan begin die Here met jou werk, en hy begin aan jou werk, hy begin jou vorm en jou maak, sodat jy kan weet, jy is volmaak, jy is goed genoeg, jy is reg, nes jy is. Jy is my kind, sê die Here. Daar's baie mense die wat buite loop, dan sê hulle sê nie dat hulle kinders van God is nie, maar hulle sê dat hulle Christene is. En weet jy kom sê hulle dat hulle Christene is? Want hulle is bang vir die feit om te sê, as ek 'n kind van God is, moet ek 'n bloedgewaste kind van God wees, wat gewederbaar is. Feite. Jy kan nie aan verby dit kyk nie. Mense sê, ja, maar die ou aan die kruis was nie gedoop gewees nie. Ja, daar was een van daardie wat saam met hom gekruisig was, wat uitgeroep het en gesê, jy weet wat, jy en ek het gesondig. Hierdie ou het niks gedoen nie, en hy vra vir die Here, Here, wees my barmhartig. Dit is nog voor Christus gesterwe het. Na Christus gesterwe het sy koninkryk, of sy heerskappy in werking getree. Die kontrak van herlewing het begin met die sterwe toe die Here Jesus gesê het, dit is volbring. Toe het dit begin. Wat is die volgende ding wat die Here wil hê jy moet weet? Hy wil hê jy moet weet, jy is meer as goed genoeg. Jy is meer as goed genoeg. As die Here dit in jou hart gelê het, en in jou hart al gewerk het om te sê, draai weg van die wêreld af. En hoeveel mense, Natasha, kan sê dat hulle nie die Here gehoor het nie? Miskien as jy op 'n eiland bly, Sebastian, daar ergens in die Pasifiek, waar nog geen evangelis was nie, kan jy sê, jy het nog nooit die Here gehoor nie. En dan wil ek vir jou sê, dis ook nie die volle waarheid nie, Tina. Want elke mens is met hierdie begeerte gebore om te wil aanbid. Daar is iets in 'n mens, en hoekom sê ek dit, Natasha? Jy sal kry daar, op daai eiland in die Pasifiek, waar hulle daai mense kry, het hulle ergens daarop 'n houtpaal opgeslaan met 'n gekerfde gesig, of iets anders te gekry, om te wil aanbid. Die mens het 'n begeerte, inherente begeerte, om te wil aanbid. En wie ons wil aanbid, en wie ons moet aanbid, is die regte ene, die waaragtige God, ons Messias,
Jy's meer as goed genoeg. Wat is die laaste ding wat ek daar wil noem? Daar's baie wat ek daar kon genoem het, Mishka. Wat ek daar wil, die laaste punt wat ek daar wil bysit. God sê, jy is myne. Ek het jou vrygekoop. Ek het met my bloed vir jou betaal. Jy is myne. So kom ons recap. Jy is in sy beeld gemaak, jy is sy kind, jy is meer as goed genoeg en jy is syne. Nou as jy hierdie gedagtes in jou binneste het en jy begin dit plek gee om te vorm en jy los die gees van die Here om te wil en te werk in jou binneste soos wat hy moet, want die oomblik wanneer jy die Here kies, kom daar die hand van God en hy's besig om jou te vorm, soos die pottebakker mos sê, hy maak ons soos wat hy ons wil hê. Dan begin hy jou vorm. So al die slegte goedjies die van, daai snaakse woordjies wat ons spreek wat eider tussen Frans en Hollands is, vat hy weg. Hy haal dit uit. En daar die verkeerde ou begeertes, Sebastian, van dit is lekker om dronk te wees, begin hy stadig in my binneste uitwerk. Die Here begin jou 'n begeerte gee om soos hy te wees. Hy begin 'n begeerte in jou binneste werk om te sê, ek wil die Here aanbid. Ek wil rein wees. Wat veroorsaak dit in my lewe? Ek weet wie ek is in Jesus Christus. Ek weet wie ek is. Dit plaas my by 'n plek dat daar die spieëls aan die buitekant, as ek verby hom loop en hy wys my, jy's te vet, dan sê ek, ja, alright, jy het iets raak gesien wat miskien so is. Maar is nie die waarheid nie. Weet jy wat sê my God? Ek is goed genoeg, ek is syne, ek is sy kind. Hy het my geroep by die naam. En wat ek weet van my Vader, wat verlossing in sy hand het, en wat hy van my dink, is vir my meer belangrik as dat jy vir my kan sê hoe ek lyk. Wat is die volgende ene? Ek is meer as oorwinnaar as gevolg van Jesus Christus wat in my lewe is. Watter situasie my lewe lang kom, Tina, watter maak nie saak wat dit is nie. Is dit lewe of is dit dood of watter omstandighede? Die Here sal my deur hierdie storm vat. Jy weet, miskien die mense wil hê, die Here moet altyd hierdie storm wegvat. Hy moet my ergens in 'n kokon toedraai en in 'n plek gaan sit waar niks met my gaan gebeur nie. Die Here gaan dit nie doen nie. Die Here gaan jou in hierdie wêreld sit, jy sal deur hierdie storms gaan, hy sal met jou wees. Jy sal verlies hê, jy sal al hierdie goeders ervaar. Jy sal armoede ervaar, jy sal al hierdie goed ervaar. Maar Jesus sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. En die van as jy regtig gaan hom vashou, dan gee hy jou die begeertes van sy hart, of van jou hart. Hy gee dit vir jou. Want hy weet, hy het jou lief, net soos 'n kind. Jy weet, baie keer as ek by plekke ry, Marlo, en ek sien mooi Ford bakkies, dan dink ek wens ek kan vir elkeen van my seuns so 'n mooi Ford bakkie koop, want ek weet dis die begeertes van hulle hart. Ja, maar feit is 'n feit. Partykeer as ek so verby die karplekke ry, dan dink ek kan vir John 'n mooi kar koop. Ek kan vir Vanessa en vir Richard 'n mooi kar koop. Mooi amper SUV, want laat Chandri en Zander lekker plek het om te sit, laat hulle ook lekker kan die lewe ingaan. Vir Marlo, ek seker maar dat hy jou te koop, ek weet nie. En vir die van. Ek wens dat ek dit kan doen, maar so is ook my God, dat hy ken die begeertes van jou hart. Hy wil graag hê, hierdie goeders moet deel van jou lewe wees. Maar, jy moet by daai plek wees, wat jy weet, daar gaan storms wees. Daar gaan moeilikheid in die wêreld. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het dit oorwin. Hou goeie moed. Ek weet waar ek staan. Die Here wil hê jy moet weet in watter plek jy staan. En nou het ons gister na 'n ding geluister, of het ek na 'n prediker geluister, en as ek die dinge so luister, Tina, is ons nie meer te ver van die einde af nie. Die dinge wat hy uitgelig het en hoe hy dit uitgelig het, die dinge wat in die wêreld besig is om aan te gaan, hy het al die aardbewings en die oorloë en gerugte van oorloë en
sprake van vrede en daar is nie vrede nie. Al die goeders Diwan het hy saamgevat en hy het gesê, as jy die woord van die Here vat, en die Here het vir ons hierdie bakens uitgesit om te sê, weet dat dit is tekens voordat hy kom. Nou, miskien, ek weet nie, dit kan nog 1000 jaar vat, ek weet nie. Maar ek weet ons is aan die einde. En as ons nie aan die einde is nie, Sebastian, is ons nie gegarantie van môre nie. Ons is nie gegarantie van môre nie. Nie een van ons wat hier so sit, kan sê ek sal môreoggend opstaan nie. Jou saak moet vandag reg wees. Want as dit nie reg is nie, as jy nog na die spieël kyk van Satan, en daar is nog plekke waar jy glo wat hy vir jou gesê het, kan dit veroorsaak dat dit tussen jou en God gaan kom staan. My laaste punt, en daarmee gaan ek afsluit, omdat hy in my is en ek in hom is, kan alles maar gebeur, en ek reflekteer dit. Wat ek hierbo gesê, dit reflekteer ek in die wêreld. As mense by my kom, waarom het jy hierdie vrede? My God gee vir my vrede wat vir alle verstand te bowe gaan. Waarom is jy kalm? Want die Here gee vir my 'n kalmte. Ek hoef geen onheil te vrees nie. Waarom gebeur alles vir jou reg? Want my God ken die begeertes van my hart. En daarom voorsien hy aan my. Waarom worry jy nie oor die geldsituasie, die petrolpryse en al die goed nie? My God sê dat hy sal voorsien. Vandag, môre en oormôre sal hy vir my sorg. Hoekom is jy nie bekommerd oor wat in die wêreld aangaan nie? Want my God sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy hou alles vas. Daar is niks waaroor ek bekommerd hoef te wees nie. Ons kinders van die Here moet terugkeer om 'n spieël van die Here te wees, 'n spieël van hierdie evangelie te wees, 'n spieël van hierdie Bybel te wees, om vir mense te gaan hoop gee. Miskien jou enigste begeerte moet wees, Here, is ek reg? Kan ek in u spieël kyk, hoe lyk ek? En ek weet, hy gaan vir jou 'n beeld gee, miskien van 'n prinses, wat meer as goed genoeg is. Marlo, van 'n sterk jong man, wat meer as oorwinnaar is in Jesus Christus. Ek kan elkeen van julle se name noem. As jy na die spieël van die Here gaan kyk, gaan iets verander in jou binneste. Maar die Here vra hierdie klein dingetjie, reflekteer wie ek is. En in elk geval, hoe meer jy met die Here te doen het, en hoe langer jy in sy teenwoordigheid is, gaan dit outomaties gebeur, maar, want hoe langer jy daar is, hoe meer begin jy praat soos die Here. Begin jy klink soos hy. Daarom, Sebastian, sal party mense vir my partykeer sê, bly stil man. Hou jou bek. As ek dit nou so rof praat, soos hulle dit praat. Weet jy hoekom? Ek herinner hulle van wie Jesus is. Nie dat ek oordeel uitspreek oor mense nie, Mishka, glad nie. Ek bid dat elke mens gered mag word. Want die Here het geen behaag in die sterwe van 'n sondaar nie. Mag die Here vir julle ook daardie ware refleksie gee van wie hy is. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie vir u genade, vir u liefde. Vra dat u ons sal seën in hierdie week wat voorlê. Dankie dat ons aan die einde van hierdie maand kon kom en Here dat u elke dag saam met ons was. Ons prys en ons eer u dat u so groot, goed en regverdig is vir ons. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.